Goeienaand. Soos 'n palmboom en 'n seder, so is die regverdige. Ons leef in 'n wêreld waar dit lyk of die onreg boetoon voer. Die wat bedrieg en bedreig en geweld pleeg, hulle floreer. In die werksplekte is die oneerlik, is die wat skynbaar vooruitgaan. Op skool is dit die boelies wat die aandag kry. Vir die regverdige lyk dit dikwels of die lewe vir die regverdige swaarder is. Ons word geminag as ons nie saam deelneem aan onreg nie. Hierdie spanning is nie nuut nie. Die psalms worstel dikwels daarmee. Psalm 73 beskryf hoe die goddelose skynbaar gesond, voorspoedig en gewild is en met 'n spotvraag vra, hoe sal die Here weet? Ook Psalm 92 vers 7 sien hoe die onregverdiges vinnig opskiet soos gras. Indrukwekkend vinnig. Maar soos gras is hulle bestaan van korte duur. Hulle groei vinnig, net om vinnig te verdorf. Die Bybel herinner ons, in die môre is dit nog groen, maar teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Die voorspoed van die goddelose is dus tydelik, selfs al lyk dit indrukwekkend. Dit lei uiteindelik tot selfvernietiging. Die Here is regverdig, hy sal nie die onreg duld nie, vroeg ryp, vroeg vrot. Uiteindelik word die leuen ontmasker en die bedrog kom aan die lig. Die digter van Psalm 37 vat dit saam. Hy sê, ek het al gesien dat die slegte, roekelose mens geil opskiet soos 'n plant. En toe ek weer verbykom, was hy nie meer daar nie. Ek het hom gesoek, maar hy was nêrens nie. Daarteenoor skets Psalm 92 'n ander prentjie van die regverdige. Hy is soos 'n palmboom en 'n seder. 'n Palmboom groei regop en hoog in dorre omstandighede, waar ander bome nie kan oorleef nie. Sy geheim lê in diep wortels wat die water bereik, selfs wanneer dit op die oppervlakte droog en hard is. Daarom kan hy vrug dra elke jaar, betroubaar. So is die regverdige, soos 'n palmboom hoog en rustig. Diep gewortel in die Here, staande in die storms, vrugbaar, selfs in moeilike omstandighede. Soos 'n seder. Die seder groei stadig, maar is kragtig en indrukwekkend en word baie oud. Met breë takke bied dit skaduwee en beskutting. Verskaf koelte, versprei 'n lieflike geur en selfs na sy dood leef dit voort in hout wat uitstekend vir timmerwerk gebruik word. So is die regverdige, soos 'n sterk, skoon boom met breë bladekroon. Die regverdiges kan soos 'n seder en 'n palm wees, want hulle vind vers 14, hulle krag in die huis van die Here, hulle groei op in die tempel van God. Die regverdige staan en lewe met sy wortels in die teenwoordigheid van God. Hulle groei in sy heerlike teenwoordigheid, in die standhoudende, lewegewende waters, wat by hom alleen te vind is. Om in die teenwoordigheid van God te lewe, op te groei en vrug te dra, is alleen moontlik, weet ons, deur die regverdiging wat Jesus Christus gewerk het. Hy het ons in die regverdige verhouding, die regte verhouding met God kom plaas, en nou kan ons rustig in sy teenwoordigheid groei. Paulus skryf in Romeine 1 vers 16, dat die een wat deur Jesus geregverdig is, sal lewe. Binne in die verhouding is daar lewe, nie kortstondige lewe nie, maar ewige lewe, 'n vol lewe. Wanneer dit lyk asof die onreg heers, mag ons onthou, God is die regverdige, hy regeer. En ons is geplant in sy teenwoordigheid. Daarom kan ons, al voel ons soms klein en swak, soos 'n palm en die seder, selfs in die ouderdom nog toeneem in krag, steeds fris en lewenskragtig wees, vers 15. Wie wil nou vinnig groeiende en
snel verdorrende gras wees, as hy 'n diep gewortelde en vrugdraande palm en 'n lang lewende, skadegewende, nuttige seder kan wees. Die regverdige in die Here, dit wil ek wees. Goeiedag.